En laat dit hier vandag hier tussen ons wees. Mag ons dit vandag weer opnuut ervaar, hier waar ons uit Genesis uit gaan lees, hier reg aan die begin, Here. Vader, mag ons vandag, hier waar ons uit die skrif uit gaan lees, U liefde vir ons ervaar. U liefde raak sien en dit begin uitleef, Here. Seun van God, mag ons raak sien hoe U ook teenwoordig is, destyds al reeds by die skepping, so ook by die kruisiging en uiteindelik ook hier by ons vandag. Dankie dat ons U dwars deur die woord en dwars deur die skrif kan raak sien, dwars deur tyd kan raak sien, Here. Heilige Gees, kom en maak ons oë oop, sodat ons kan sien hierdie boodskap wat ons vandag gaan lees en wat ons vandag gaan hoor, dat dit in ons harte geplant word en dat dit sal vrug dra in ons hande, en dit wat ons leef daar buite, Here. Ons bid al hierdie goed, want U is die skepper van die heelal. Amen. Soos ek sê, ek gaan dan vir ons saam lees uit Genesis 1, vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Ons gaan net tot sover saam lees. Nou, as ons gaan kyk in die Hebreëus. Ek weet nie wie van julle weet nie, maar die Hebreëse Bybel, die Ou Testament, soos wat ons dit maar eintlik ken, staan bekend as die Tanakh in die Hebreëse woorde in die Jodendom, kom ek sê so. Nou die Tanakh het ander name vir die boeke van die Ou Testament, wat ons het. So hulle dieselfde boeke, maar net 'n ander naam. En die interessante ding is hoe dit die standaardreël, en dit geld natuurlik vir Genesis ook, die standaardreël hoe hulle besluit wat is die naam van die boek, is hulle gaan kyk wat is die eerste woord wat in hierdie boek verskyn. En so as ons dan nou gaan kyk, dan is Genesis nie Genesis nie, maar in Hebreëus dan sal dit genoem word Bereshit. Bereshit, dit is die heel eerste woord van die hele Bybel. Dit is eintlik, ja, kom ek sê dit dalk net, dit is 'n bietjie van die punt af, maar as ons gaan kyk wat Bereshit beteken, dan beteken dit in die begin. So is eintlik so 'n mooi samevatting van wat die hele boek is van Genesis. Genesis is in die begin. Dit is wat Genesis beteken, en net as ek dit nou sommer net so vir interessantheid kan noem, dit is die eerste woord in die hele Bybel, is in die begin, en die laaste woord in die hele Bybel is Amen. Laat dit so wees. So is eintlik so mooi full circle oomblik. Maar soos ek sê, dit is die eerste woord wat ons in die Hebreëse teks kry. Dis hierdie woord Bereshit, en dit gee, soos ek sê, dit gee eintlik 'n baie mooi opsomming, en op die einde van die dag kom die naam, en kom hierdie hele verse wat ons nou saam gelees het, en dit kom leer vir ons een ding, en dis so eenvoudig soos dit, God het geskep. Punt. Dit is wat hierdie Genesis deel vir ons wil kom leer. God het geskep. Dis wat dit is. Dis hy wat aan stuur staan, dis hy wat besluit het, ek gaan hierdie verfkwas vat, en ek gaan hierdie details so maak. God het geskep. Maar in die volgende 3 verse, dis wat ons lees na die eerste 2 verse is, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, en die Gees van God was oor die oerwater gewees. Maar in die volgende 3 verse, dan sien ons iets vreemd. Iets wat vir ons nie lekker sin maak nie. Nou, ek weet nie wie van julle het al so opgelet nie, maar God skep lig. Hy skep lig en hy skei die lig en die donker van mekaar, maar hy skep nog nie die son en die maan nie. So, dit kan vir ons baie vreemd klink uit 'n wetenskaplike perspektief uit, want hoe maak dit nou sin? Hoe nou, wat nou, waar nou? Maar, weer eens kom hierdie teks en hy wys vir ons iets besonders uit. Want as jy gaan kyk, in die konteks van Genesis, en die tyd waarin dit geskryf is, kom ons sê 1400 voor Christus, dan sit jy met hierdie klomp godsdienste. Jy sit in die Israeliete sit daar, en hulle sit in Egipte, hulle sit in Babylonië, hulle is wyd verspreid, en hier's 'n klomp Kanaanitiese gelowe rondom hulle, klomp heidense gelowe rondom hulle. En wat weet ons van die heidense gelowe? Ons weet hulle het 'n magdom gode gehad. Hulle het 'n klomp gode gehad
99 uit die 100 kere was die son en die maan was een van hulle gewees. So, ja, ek het dit nou hier op die PowerPoint. Die ander gode, ander mense, ander godsdienste, het die son en die maan aanbid. Juis omdat hulle lig verskaf. Hulle gesê, ons gaan jou aanbid, want jy gee vir ons lig. Maar Genesis kom en hy sê, God skep lig voor die son en die maan. God het nie die son en die maan nodig om lig te gee nie. God self is die bron van lig. Die lig kom van die ware God af. Nou in hierdie teks self dan getuig het daarvan dat God wat die hemel en aarde gemaak het en wat vandag nog hier by ons is, wat vandag nog so magtig is, wat vandag nog lewendig is, hy skep lig sonder die son en die maan. Nou, jy moet ons nie dink, yes, maar daai mense was daarom maar stupid nie. Ons weet nou mos die son en die maan kom van, die lig kom van die son en die maan af. Nee, alles behalwe. Hulle het dit ten diepste besef, hulle het geweet, die son en die maan is die wat lig gee, maar hulle het besef, daar's iets wat dit moes maak. Daar's 'n lig wat aan die son gegee moes word, 'n lig wat aan die maan gegee moes word, wat eintlik die bron van alle lig is, en dit is God. So ons moet nie dink hierdie mense was net stupid nie. Alles behalwe. Nou, as ons dan nou, ek kan myself net eintlik indink, ek moet net dit sê, as ek het myself indink hoe die Israeliete hier tussen hierdie ander volke rondbeweeg, en hoe hulle eintlik net so half 'n glimlag op hulle gesig kry, terwyl hierdie ander gode en hierdie ander godsdienste aanbid word, hoe hulle die son en die maan aanbid, hoe hulle net so skelm glimlag kry en sê, weet jy wat, jy aanbid hierdie son en hierdie maan, maar weet jy wat, my God het dit gemaak. So dit is eintlik, dis presies hierdie punt, wat Genesis vir ons wil kom maak, is God het geskep. God is groter as al hierdie ander gode wat daar is, al hierdie ander gode wat mense najaag. God is groter as dit. Maar nou sit jy dalk hier so en jy dink, okay, hoe pas dit nou by die drie eenheid in? Hoe gaan ons nou van daar af na die drie eenheid toe? Want ons is immers hier op drie eenheid Sondag, so dit is die tema van vandag se preek. Nou, waar kom ons daaraan? Hier in Genesis 1. En die hele punt is die drie-enige God skep. Dit is nie net die werk van een van die drie persone nie, maar dit is die volle teenwoordigheid van God. Al drie persone van God wat deel is van die skepping. Al drie wat saam skep. Al drie, as ek dit nou so kan sê, die een God wat skep. Dit is die een God wat skep deur sy drie persone. Nou weer eens, ek gaan nie vandag hier staan en sê, hier is hoe ons die Triniteit verduidelik en die drie eenheid verduidelik nie. Julle, dit is iets wat regtig baie moeilik is. Dit is regtig, mens kan, daar is maniere om dit te verstaan, maar dit is, eintlik, ek dink persoonlik moet ons sekere goed verstaan en sê, God is groter as wat ons kan dink, op die einde van die dag. Maar, as ons dan nou mooi gaan kyk, dan sien jy mooi, elke persoon van die drie eenheid teenwoordig by die skepping. Want die ding is, as mens, baie van julle het dalk al gewonder, baie van die nie-gelowiges sê dit konstant, die hele woord drie eenheid, Triniteit, kom nie een keer in die Bybel voor nie, of hoe maak mens dan, en is dit nou werklik 'n konsep, 'n kenmerk van God, wat ons dwars deur die Bybel sien, of is dit eintlik nou maar net 'n Nuwe Testamentiese ding wat ons teruglees? Baie van julle het dalk al daai vraag gevra, en dit is 'n belangrike vraag. Maar ek dink as ons na Genesis 1 gaan kyk, dan sien ons hoe hierdie teks ons help om te besef, God is teenwoordig. Al drie persone van God was van die begin af teenwoordig, en is vandag nog teenwoordig. Nou as ons dan nou gaan kyk na die Gees, dan sê ons, die Gees het oor die oerwater gesweef. Die Gees van God was daar. Die Gees sweef oor die water. Nou, dit klink so mooi, dit klink so rustig. Weereens, ons Afrikaans ontbreek eintlik so bietjie. As jy gaan kyk, die woord wat daarvoor gebruik het, dit is soos die ekwivalent wat hulle gee om die boodskap half oor te dra. Dit is soos 'n maavoël wat oor haar nes sweef, wat konstant daar waak en bewaak en beskerm. So dit is waarmee ons sê, dit is nie 'n aktiewe, passiewe sit terug en nou sweef ons maar net hier lekker oor die water vir 'n joyride nie. Dit is 'n aktiewe, is lewendgewende sweef,
wat hierdie Gees doen oor die water. So dit is hier waar ons dan die Gees sien. Die Gees sweef aktief oor hierdie water. Hy beskerm, hy gee lewe, hy vorm oor hierdie water. En dan as ons oorgaan na die Vader toe, dan sien mense dit is die Vader wat spreek. Dis die Vader wat spreek. Hy spreek die woord en dan word lig gemaak. Dis die Vader wat die lig kom en hy skei die lig van die donkerte. So dit is die Vader. Die Gees sweef oor die water, die Vader spreek en dinge gebeur. Maar nou sit ons met 'n probleem. Waar sien ons in hierdie teksgedeelte die Seun van God? Waar kan mense in hierdie 5 verse, daar sien nog 'n persoon nie, ons het nou mos mooi saam gelees. Waar sien ons in hierdie 5 verse die Seun van God? En hier wil ek vir 'n oomblik spring. Ek gaan spring na Johannes 1 toe. Johannes 1 vers 1 tot 5. Want dit gaan ons help om te sien waar in Genesis sien ons die Seun raak. So ek gaan vir ons saam lees Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou, vra jouself 'n bietjie af, as jy hierdie nou in gedagte hou, waar sou jy sê, sien ons dan die Seun, as ons teruggaan na die Genesis verhaal toe? Want as ons hierdie gedeelte in gedagte hou, dan sien ons dat die Seun is die woord. So wanneer ons sê die Gees sweef oor die water, dan sweef die Gees, en as ons sê die Vader skep, die Vader gee die opdrag, hy gebruik die woorde, hy spreek. So die woorde wat die Vader spreek, dit is die teenwoordigheid van die Seun. Onthou, ons het aan die begin gesê, en God het gesê, laat daar lig wees. Daai woorde wat daar gespreek word, dit is die Seun. En as ons hierdie in gedagte hou, dan leer ons dat eintlik was die drie-enige God reg van die begin af by die skepping reeds teenwoordig. Die Gees het gesweef, die Vader het gespreek en die Seun was die woord van God wat teenwoordig was. Dit is die Vader wat skep deur die Seun in die teenwoordigheid van die Gees. As ons dit nou mooi trinitaries wou stel. Die Vader skep deur die Seun. En intendeel hierdie Johannes teks sê, maak dit so duidelik vir ons, hy sê, sonder die Seun is nie een ding geskep nie. Sonder die Seun kan nie een ding wat bestaan, ontstaan het nie. Dit is uitsonderlik slegs deur die Seun wat die Vader skep. Met ander woorde, die drie-eenheid was reg van die begin af, was dit betrokke in die wêreld. Reg van die skepping af, dwarsdeur van die in die begin tot en met die Amen, was die drie-eenheid teenwoordig hier in die skrif. Nou weer eens, mense skryf baie ander tekste in die Ou Testament wat mense dit ook mee kan gaan doen, maar ek dink dit is besonder dat ons dit in die heel eerste 5 verse van hierdie Bybel kry. Van hierdie God se woord wat ons najag, sien ons reg daar, God is in al 3 sy persone as die een God teenwoordig. Nou ons wat hoeveel jare later staan, weet dit stop ook nie eintlik daar nie. Die wonderwerk word eintlik nog groter. Ons weet dat die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon en hy het ons verlossing op hom geneem. En so, selfs daar stop het ook nie. So ons nou net onthou wat het ons laasweek herdenk. Ons het herdenk die Gees wat na ons toe kom. So die woord het vlees geword, hy het vir ons kom sterf, uit die doodheid opgestaan, en toe daarna toe kom die Gees. Toe kom die Gees en die Gees is vandag nog by ons. Die Gees kom en hy leer en lei ons. En soos wat dit elders in die teks staan, die Vader weet selfs, hy ken jou by jou naam, hy roep jou op jou naam. So die Vader roep jou, die woord word vlees en sterf jou en die Gees lei jou en maak jou lewend in hom. En
eintlik 'n ongelooflike mooi ding is dan, dat ons nie net in die een beeld van die Vader, of in die beeld van die Vader geskep is nie. Ons is geskep in die volle beeld van God. Hoe gereeld, dink ek en jy nie, ek het self al, ja, as ek myself vang, dan dink ek net daaraan, dat ons is in die beeld van die Vader geskep. Nee, jy is in die beeld van God geskep. God as 'n eenheid. God in sy volle glorie, jy is in sy beeld geskep. Jy is geskep in die beeld van die Vader, die Seun en die Gees. Jy is geskep in die beeld van die een God. In die beeld van die een God. Laat dit 'n bietjie insink. Want ons dink so gereeld, ons is slegs van die Vader se beeld geskep. Slegs deur hom. Maar ons is in die beeld van die Vader, van die Seun en van die Gees geskep. Dit is eintlik 'n bietjie 'n denkwyse wat skuif. Ons is met die liefde van die Vader, met die opoffering van die Seun en met die leiding van die Gees is ons geskep. In al drie God se persone. Maar as ons dan nou verder sê, dan moet ons mekaar eerlik sê, die drie eenheid is daar teenwoordig, van die begin af. Van die woord wat vlees geword het, en van die Gees wat ook uiteindelik, dis nou die hele storie, ek vat hom so hoog weg, wat ek het so deur. Van die begin af is die drie eenheid daar. Die woord word vlees, en die Gees word ook aan ons gegee. Die Vader skep en stuur sy Seun, en die Seun kom en red ons, en die Gees kom en maak ons lewend in hom. So ons is in die drie enige God se beeld geskep. So wat wil ek hê moet jy vandag hoor? Ek wil hê jy moet hoor, God is drie enig. God is nie 'n eensame God wat daar op sy eie is nie, hy is nie daar alleen en wag nou maar vir beter daar nie. Hy is die drie enige God vir ewig in verhouding met mekaar, Vader, Seun en Gees. Tweedens wil ek hê jy moet hoor, net soos wat Genesis 1 vir ons leer, is God is groter as enige dinge wat mens gemaak is. God is groter as die ander gode wat ons sê ons najag. Die son en die maan, die geld, die angs, die vrees, die hele idee van koop en verkoop. God is groter as al hierdie dinge. God is die almagtige, die skepper van die heelal. God hou homself nie besig met kleinighede nie. Maar tog het hy gekom en hy het vir jou gesê, ek wil jou in my beeld maak. En dis die derde ding wat jy moet onthou. Jy is in die beeld van die drie enige God gemaak. As mens dit nou bietjie meer tegnies wil maak, dan kan mens sê jy is vlees, gees en siel. Deur God. Jy is self trinitaries in wese. Jy is in die beeld van God gemaak. So dit is hierdie drie goed wat ek wil hê jy moet hoor vandag. God is drie enig. God is groter as enige mensgemaakte gode. Enigiets wat mense sê, dit is nou almagtig en dit is wat ek wil aanbid. En uiteindelik moet jy ook besef, jy is nie net in die beeld van een van die drie persone gemaak nie, maar jy is in die beeld van die drie enige God gemaak. Vader, Seun en Gees. En daarom kan ons hom vandag aanbid. Nie omdat ons die drie eenheid ten volle verstaan nie, glad nie. Julle, soos ek sê, dit is eintlik iets wat soveel groter is as wat ons eintlik kan verduidelik. Maar omdat die drie enige God gekom het en hy het gesê, ek wil jou in my beeld maak. Hy het homself aan ons hy het gekom en hy het homself kom bekend maak aan ons, as skepper, as verlosser, en as die vertrooster, of lewendmaker, afhangende hoe jy nou die laaste een wil sê. So dit is wat jy moet hoor vandag. God het homself aan ons kom openbaar, as skepper, verlosser, en as trooster, as lewendmaker. En jy is in daai beeld geskep. So onthou dit. Ek gaan vir ons bid en daarna gaan ek jou uitnooi om op te staan, dan gaan ons saam geloofsbelijdenis doen, voordat ons oorgaan na die slotlied toe. Net om weer eens te besef en te bely, die God waar ons glo is drie enig. So kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vandag opnuut weer eens kan hoor, hoe U in die volheid, Vader, Seun en Heilige Gees, reg van die begin af teenwoordig was. Deel was van die skepping, Here.
Dat U nie later nou besluit het, nou vir ander dinge nie, maar dat U selfs van die begin af Vader, Seun en Gees is. Here, dankie dat ons kan weet, U is die lewende God en dat ons in die hele beeld gemaak is, dat U groter is as enige iets wat ons as mense kan najag, enige iets wat oor ons die heers kry, Here. U is groter as dit, U is die bron van alle lig. Daarvoor sê ons vir U dankie. Here, al weet ons nie altyd hoe U werk of hoe sekere dinge sin maak nie, wil ons kom en ons wil U loof en ons wil U aanbid. Dat U aan onsself bekend gemaak het as Skepper, Verlosser en as lewendmaker, Here. Dankie dat U ook hier by ons is en dat U ons op hierdie pad vat van heiligmaking om nader en beter en meer soos U te kan word, Here. Help ons om te luister vir daai stemmetjie en nie net op ons eie wil te gaan nie. Help ons om te besef, ons is in die volle teenwoordigheid en die volle persone van God gemaak, Vader, Seun en Gees, Here. Amen. Ek nooi jou uit om op te staan, dan doen ons saam geloofsbelijdenis. Net nog een keer, dankie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan die losspan vra om so lank vir my vorentoe te kom, maar ek wil eintlik, julle ons is so geneig om wanneer ons hierdie geloofsbelijdenis doen, dan verval ons nou maar in hierdie ritme, en dis okay, want dis hoe ons hierdie geloofsbelijdenis onthou. Maar besef net weer opnuut wat dit beteken wanneer jy sê jy bely hierdie goed. Jy bely 'n drie-enige God, die Vader, die Seun en die Gees. Jy bely dat hy die Skepper is, jy bely dat hy die Verlosser is, en jy bely dat hy die lewendmaker is. En die ongelooflike ding is, hy het jou in sy beeld kom maak. Terwyl ons so staan, kom ons sing 'n slotlied saam. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen beglo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loof ons Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig
Vader kan doen. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Doch sien nie ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowige sang. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Julle, na die uitspraak van die seën is jy welkom om saam 'n koppie tee of koffie te kom drink. Het sal lekker wees om daar saam met jou te kuier. Mag die drie-enige God jou seën en bewaar. Die Vader wat jou geskep het, die Seun wat jou verlos het, en die Gees wat jou lewend maak. Mag hy jou laat leef in sy lig vandag en elke dag. Amen. 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 Kom kuier gerus saam, het sal lekker wees. Kom as hy weer